Ons is in die naam van ons Here Jesus. Die woord dit lees, dat ons oor op die gerig sal hou. Dit woord in ons lewens. In die naam van Jesus Christus. Amen. Lied 464. So op die blaadjie, hoop almal het blaadjies. Nou, ek is doodseker, hy is 'n kind van Kambia, en ek is doodseker, dat ek baie denk op wie is die groen en Kambia kom. Ja, is het groen by julle ook? Baie groen. Is het groot rede in die jaar, om die liefde op te sit, vir die Here wat vir ons so ongelooflik seën. Die familie het gevra om my lewenssterfse nog te skenk.
Ons gaan lees uit Openbaring 14. Openbaring 14 en dit spesifieke vers 13. Ons luister saam. Ek het toe 'n stem uit die hemel hoor sê, skryf neer. Gelukkig is die dooies wat van nou af in die Here sterf. Ja, sê die Gees, sodat hulle mag gerus van hulle verskoon, want hulle dade volg hulle. Lees dit weer. Gelukkig is die dooies wat van nou af in die Here sterf. Ja, sê die Gees, sodat hulle mag gerus van hulle verskoon, want hulle dade volg hulle. In die boek van Openbaring kry ons 7 sulke saligsprekinge. Ouer mense sal weet, jonger mense het nie waarvan gespraat met saligsprekinge nie. Ons kry dit ook in Matteus, saligspreking. Gelukkig is die wat weet hoe afhanklik hulle van die Here is. En so kry ons in Openbaring ook sulke saligsprekinge. Salig die wat genooi is na die bruilofsfees van die Lam. Maar seker die bekendste is hierdie een wat ons hier in Openbaring nou gelees. Gelukkig is die dooies wat van nou af in die Here sterf. Ja, sê die Gees, sodat hulle mag gerus van hulle verskoon, van hulle arbeid, want hulle dade volg hulle. Van nou af. Hierdie van nou af is 'n spul waarom alles in hierdie Openbaring ook gedra. Wanneer is hierdie van nou af? Dit is vanaf Christus volkome absolute oorwinning oor die dood. Deur sy kruisdood en sy opstanding. Hierdie oorwinning, as jy ooit Openbaring lees, dan moet jy dit onthou. Hierdie oorwinning is die sentrale tema van die Openbaring. Jesus Christus het gesterf, maar hy is ook opgewek. Hy lewe. Hy lewe. Volgens Openbaring 1:17 sê die opgestane Jesus Christus aan Johannes, die skrywer van die Openbaring, hy sê vir hom, hou op om bang te wees. En ek dink, omdat die woord van God sê dit ook nie sê vir ons in 'n tye wat ons leef wat baie demokraties. Hou op om bang te wees. Ek is die eerste en die laaste en die lewende. Ek was dood, maar kyk, ek leef vir ewig en ewig. Omdat Christus die gekruisigde is, die Christus die Lam van God. Daarom is diegene wat van nou af in die Here sterf, gelukkig. Nou, vanoggend is ons jammer vir baie mense. Ons is jammer vir aan die dominee. Ons is jammer vir julle as kinders, familie. En 'n mens se troos voel so afval. Mens voel jammer vir ons gemeente wat nou aan moet gaan onder hom. Mens voel jammer vir sy vriendekring. Mens voel jammer vir baie mense. Maar ek wil vir julle vanoggend. Ek voel jammer vir die vrouens. Hoekom? Salig, baie gelukkig, is van nou af die dooies wat in die Here staan. Kyk wat sê die Gees, sodat ons kan rus van ons arbeid en hulle werke volg. Ons hoor hier van arbeid, van soeg en werke, die Griekse woord hier is opos, wat ons eerder sou vertaal met moeite. En dit verwys na ons hele menslike bestaan, met moeite. Ons weet dat ook hy, Frans, deel daarvan geken. Soms het hy ook weer noudnis geval. Soms het hy ook lewensleed ervaar. Maar nou rus hy dan. Nou geniet hy die volkomenis, omdat die gekruisigde lewe is.
selfs gelowiges se aardse moeites, die moeite werd maak. Ons weet mos wat skryf Paulus aan in Korintiërs 15 laaste vers. Julle weet dat julle opoks, julle so gaan sweet, nie vergeefs is. Maar die teks praat nie net van so gaan sweet nie. Dit praat ons ook van werke. Diegene wat in die Here sterf, nie net rus van hulle moeite nie, maar ook hulle werke volg hulle op. Weet julle wat? Die dood kan nie die gelowige uitwis. Die dood kan ook nie die gelowige se werke uitwis. Die gelowige se arbeid gaan ook die ewigheid in. Ons dink baie keer die dood is soos 'n groot uitvuur. En al wat oorbly is van net so vol. Wanneer die gelowige omkyk in die ewigheid, weet jy wat sê? Dan volg alles wat hy gedoen het, wat die Here nie vergeet het. Die dinge wat ons in die Here se naam doen. Ja, die sonde wat daar is, dit is vergeet. Dis weg, sê Hebreërs 10 vers 7. Maar nie die werke wat ons in die Here se naam doen. Soos ons lees ook in Openbaring 2 vers 2. Ek ken jou werke, jou koppels, sê Jesus. Nou, is maar interessant om dit te weet, en raak te sien. Die werke volg die gelowige. Dit gaan nie die gelowige vooruit. Dit is nogal belangrik. In die Joodse tradisie het die mense geglo, die werke gaan jou vooruit, en dan kom jy. Dit is amper soos 'n padskraap. Mense het gedink, die jou werke moet die koninkryk die hemel oopstoot, sodat jy dan kom, jou werke gaan voor en jy kom daarna. En ongelukkig dink ek ook mense vandag nog so. Jou werke maak die poorte oop. Jou geloof, jou oorgawe, jou sondebelydenis, jou bekeerings, jou goeie werk, moet maak dat God jou moet maak. Dat jy in sy goeie boekies is, dit wat jy alles doen. Dit moet jy vooruitgaan. Dit moet die poorte oop maak. Maar die evangelie is net mooi andersom. Jou werke volg jou. Want die poort is reeds oopgemaak deur Jesus Christus kruis. Nog lank voordat jy tot geloof gekom het, sê Psalm 139, is jy alreeds in die Here ingestel. En God het jou uit pure genade albei ingestel. Gelukkig is die wat in die Here sterf. Gelukkig is die wat in die Here sterf. Jou werke gaan jou nie vooruit. Want jou werke kan nie die poort op geen manier oopmaak. Dit wat vooruit gegaan het, is die kruisdood van Jesus Christus. Dit het reeds die poort oopgemaak. En selfs nie eers ons geloof gaan ons vooruit. Ons dink ons altyd in ons agterkom, dis so ietsie wat ek moet doen, is daai geloof gedeel. Selfs die geloof is iets wat die Here vir ons gee. Net die Here Jesus Christus se kruisdood wat vooruit gaan. Die poort is Jesus. Daarom kon Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Dis daarom is diegene wat in ons sterk saam. En ek en jy, as kind van die Here, verwerf nie die hemel. Ons beërf. Die Lam het ons gered met sy lewensdood. En ons dink baie keer geloof is ook 'n werk. 'n Werk wat ons moet doen om God se goeie boekies te kom. Openbaring 22
Salig is die wat deur die woord het stap in Here is gewas. Die bloed van die Here Jesus Christus is net skoon. Dit is die blyheidsboodskap wat oorkom vir ons ontdek. En waarop hy vertrou, waarop hy vashou, sy verlosser Jesus Christus. En nou het hy gesterf, salig gesterf. En daarom is ons vanoggend hartseer, omdat hy nie meer met ons is. Ons mis hom, en sal hom nog steeds mis voor hom. Maar ons is die trooster. Ons besit die magteloos wat daar is. Salig is die mens wat in die Here sterf. Hy is salig. En sy werk bevolk. Broer en suster, dis wat ons vanoggend troos. Is dat die Here hom vermaal het en dat hy die Here is. Hy is bevry van die lewensmoeite en swaar. Ek en jy? Is dit waar van my en jou ook? Kan die Here maar ook vandag van my en jou? Dis die vraag. Ons is dankbaar vir 'n man wat die Here vir ons gegee het. Wat geweet het. In Christus is die Here, die evangelie boodskap is die beste nuus wat daar is. En as ons groet met die geklank van hierdie goeie nuus, die blye boodskap van die kruisverlossing wat klaar gemaak, afgehandel is. En is dan ook 'n looflied in ons hart, ten spyte daarvan dat ons trane in ons oë. Dankie dat U ons ingesit, dat U vir ons so lief het, dat U ons plaasvervanger is. Dankie dat hy salig kon sterf, net om nou eintlik te leef. Maar ons bid vir hulle van agter, en die ou nie die kinders, gesin, vriende. En dat U hierdie dag voordat U sal ontvou, met U rykdoms troos. En die môre en die oormôre wat ons nie ken. Mag Here ons saam wees hier, en ons rigting gee vir die môre en die oormôre. Ons loof U, Here, vir U genade. In Jesus naam. Op die blaadjie, lied 6,